In ons vorige video het ons die grafiek geskets van g van x is gelyk aan x minus 2 kwadraat minus 1. Dit was eintlik 'n verandering van f van x wat x kwadraat minus 1 is, want ons het die x net met die x minus 2 vervang. En ons het gesien dat deur dit te doen skuif ons die grafiek 2 eenhede na regs, wat so bietjie verkeerd omvoel, nee. Want x minus 2 voel of jy na links moet skuif, maar onthou, as jy horisontaal skuif, met ander woorde net op die x-as skuif, dan skuif jy na regs as jy aftrek. Goed, ons het ook gekyk na die simmetrie-as, die oorspronklike grafiek, die x kwadraat minus 1, sy simmetrie-as was hier op die y-as, so die vergelyking hier was x is gelyk aan 0, want dit is mos die vergelyking van die y-as, en die nuwe grafiek wat hierdie rooi een is, hierdie rooi een, sy simmetrie-as was hier by x is gelyk aan 2. Simmetrie-as beteken links van die grafiek en links van die simmetrie-as en regs van die simmetrie-as is die grafieke dieselfde. Dit beteken as jy jou papier sou vou op daardie simmetrie-as, pas die twee helftes presies op mekaar. Goed, ek wil net so bietjie kyk na funksienotasie gou-gou. As ek het f van x is gelyk aan x kwadraat minus 1, soos wat ons hier het, beteken dit basies, ek kan nou f van enige iets, getal, uitdrukking, uitwerk. Byvoorbeeld, as ek f van 3 wil uitwerk, sal ek die x met 'n 3 vervang. So dit sou word 3 kwadraat minus 1. Ek sit net in die x se plek 'n 3, omdat ek hier 'n 3 het. En as ek na f van x minus 2 wil kyk, sou dit beteken hier in die x se plek sit ek 'n x minus 2. En omdat ons hier x kwadraat het, moet ek nou die hele x minus 2 ook kwadreer en dan minus 1. Nou, ek wil dit net vir julle wys, omdat wat ek hier het en wat daar vir g staan, presies dieselfde is. Kyk, x minus 2 kwadraat, x minus 2 kwadraat, min 1, min 1. So in funksienotasie kan ek dus sê dat g van x gelyk is aan f van x minus 2. Vandag wil ek weer 'n soortgelyke een doen, maar hierdie slag vervang ek die x met 'n x plus 1. Kyk maar net hier, as ek uitwerk wat is f van x plus 1, dan beteken dit ek moet daardie x met 'n x plus 1 vervang. Dit was tot die mag 2, so hierdie gaan nou ook tot die mag 2 wees, en dan minus 1. En dit is presies dieselfde grafiek as h van x. So wat verwag ons as ons x met x plus 1 vervang? As jy onthou in die vorige een het ons dit vervang met x minus 2 en toe het ons na regs beweeg, dink ek, nou dat ons dit vervang het met 'n plus, gaan ons na links beweeg. Maar kom ons kyk, wat is die x-afsnitte? Onthou, mense het altyd nodig om die x-afsnitte, die y-afsnitte en die draaipunt uit te werk vir 'n parabool. So vir die x-afsnitte kan jy skryf dat x plus 1 kwadraat minus 1 gelyk is aan 0,
want ons maak ons y gelyk aan 0 en h van x is in die plek van y. As ek dan hierdie 1 oorvat, dan kry ek x plus 1 kwadraat is gelyk aan 1. Nou, ons kies hierdie kortpad omdat ons reeds iets kwadraat het. As ek dan die vierkantswortel gaan trek aan albei kante, dan kry ek aan die linkerkant net x plus 1, want die vierkantswortel en die 2 gaan mekaar uitkanseleer. En aan die regterkant kry jy plus of min 1. Dit is so, omdat min 1 kwadraat ook plus 1 gaan gee. So as hierdie x plus 1 gelyk is aan min 1, dan gaan die kwadraat daarvan nog steeds plus 1 wees. So om hierdie nou op te los, is x dus gelyk aan, kom ons vat hierdie 1 oor, dan sit minus 1 plus 1, of x is gelyk aan, kom ons skryf hom liewers onder, dat ek 'n bietjie meer spasie het. X is gelyk aan minus 1, wat nou hierdie 1 is wat oorgekom het, minus daardie 1. So x is gelyk aan 0, of x is gelyk aan minus 2. Dit is by minus 2 op die x-as en by 0 op die x-as. Ek kan al reeds sien dat die oorsprong is my x en my y-afsnit, want dit gaan ook deur die y-as. Maar jy sou ook die y-afsnit kon uitwerk deur x gelyk aan 0 te maak, en dan word die vergelyking y is gelyk aan 0 plus 1 min 1 en plus 1 kwadraat is 1, min 1 is 0. Goed, so dit was nou 'n bietjie onnodige werk, maar dit het jou daarom net herinner hoe werk 'n mens die y-afsnit uit. So, daar het ons al 2. Nou, wat het ons nog nodig om 'n parabool te teken? Dit is die draaipunt, want dit is die spesiale eienskap van 'n parabool. 'n Parabool het altyd 'n draaipunt. Ja, ons noem dit 'n draaipunt, want voor daardie punt beweeg die grafiek afwaarts, so hy is dalend, en dan draai hy en daarna is hy stygend. Nou, ons weet dat die draaipunt altyd presies in die middel van die 2 x-afsnitte is. So, my x-afsnit is by min 2 en by 0. So, waar gaan my draaipunt se x-koördinaat wees? Presies in die middel van daardie 2 wat by min 1 is. En dan kan ek dit maar net invervang om die waarde van y te kry. So in die x se plek hier skryf ek nou my min 1. So hierdie is 0 kwadraat, so y is min 1, my draaipunt is die punt min 1, min 1. Wat beteken, ek gaan na min 1 toe op die x-as en dan 1 af, en ek gaan hier wees. En ja, dan kan jy jou parabool uitwerk. So, hy lyk ongeveer so ietsie. Ek probeer nou maar om hom min of meer dieselfde te kry aan weerskante. Ek sien nie baie suksesvol nie. Kom ons kyk of ons net hierdie stukkie bietjie ronder kan maak. So ietsie, daar is my parabool van H-dieslag. Nou ja, H het ook 'n simmetrieas. Waar is die simmetrieas vir H? Dit gaan hierdie lyntjie wees deur die draaipunt. Simmetrieas is daar waar jy die bord kon toeslaan of jou papier kon toevou en die twee helftes lê presies op mekaar.
So hopelik kan julle sien hoe hierdie helfte presies hier lê en sy simmetrie-as. O, tyd, dis nou 'n bietjie dun en nog rooi ook. Kom ons maak dit die simmetrie-as is 'n reguit lyn wat vertikaal loop. Sy vergelyking gaan altyd gelyk wees aan x is 'n getalletjie wat -1 is. Goed, het hierdie enigsins sy waardeversameling of sy definisieversameling verander? Die definisie van enige parabool, ons is nou besig met die definisieversameling van H, is maar x is 'n element van R, en die waardeversameling van H, dit is mos nou die y-waardes. Nou, dit is nog steeds so dat hier gaan ek nêrens die grafiek van H kruis nie, maar as ek op die punt kom waar y gelyk aan -1 is, dis waar my draaipunt is, en dan is my hele grafiek bokant dit, so my waardeversameling sal wees, y is 'n reële getal, maar y is groter of gelyk aan -1, wat maar presies dieselfde is as wat die waardeversameling van f was, want ons het net die grafiek links en regs geskuif, glad nie bo en onder nie. Nou ja, so in kort kom dit daarop neer, as jy x vervang met x plus 'n getal, maak nou nie saak wat die getal is nie, dan beweeg die grafiek links met daardie hoeveelheid, en as jy x vervang met x minus 'n getal, dan beweeg die grafiek na regs met daardie hoeveelheid.